Welkom terug by die groot ontbyt. Petrolkoppe skuif nader. Henk Lategan. Ja, die Henk Lategan, die wenner van natuurlik die SA Rally, Safari Rally, is vanmôre hier saam met ons. Goeiemôre Henk. Goeiemôre julle, hoe gaan dit? Man, baie lekker. Dis 'n voorreg om jou hier te hê. Dis om kyk nou maar Toyota Gazoo Racing legende alreeds te hê is om lekker, maar om jou nou het is nog beter. Henk, baie geluk met jou eerste plek. Die laasweek. Sê vir my, dit was nie die eerste plek al die pad tot by die einde nie. Jy het beklei daarvoor. Ja nee, baie dankie. Dit was definitief nie 'n maklike een nie. Maar ons het dit eintlik maar geweet. Gewoonlik hier in Suid-Afrika het ons 'n ander styl van jaag te mekaar. Ons weet gewoonlik plus minus waar ons gaan, ons het GPS en so aan. Maar hierdie tydren was bietjie meer soos die Dakar, so selfde reëls geld as wat daar geld. En dit is maar deel van daai kampioenskap. Dakar is die eerste ronde, dan is daar Abu Dhabi en dan hierdie ronde in Suid-Afrika is die eerste keer wat ons hier in Suid-Afrika jaag. Maar dit was definitief nie maklik nie. Ons het eintlik in hierdie tipe wedrenne moet jy verskriklik 'n strategie van die begin af op besluit en dan dit uitvoer. En ons het eintlik probeer om die eerste dag nie te wen nie. Dit klink nou 'n bietjie snaaks. Maar jy wil nie regtig voorloop op die pad nie, want dit is so moeilik om die pad te soek dat jy gewoonlik te veel tyd verloor. So ons het gedink ons gaan dag 1 bietjie vorentoe begin, dan behoort ons nie so vinnig te wees nie, maar toe eindig ons op om die dag te wen. En ja, dit het beteken ons maak dag 2 oop en toe het ons bietjie verder teruggeval. Ons was buite die top 5 dink ek op 'n stadium. En ja, stadig maar seker het ons toe maar teruggekom en ons het eers op die tweede laaste dag het ons weer voorgeloop en dit was verskriklik naby. Dit was 39 sekondes wat ons voor Sebastian Loeb was en hulle hom ken, hy's 'n 9 keer wêreldkampioen in rally. So hy's een van die vinnigste ouens wat daar nog ooit was op grondpaaie en met sulke tipe karre. So om hom agter jou te hê op die laaste dag en te weet jy moet nou alles gee om hom agter te hou, want hy was reg agter ons op die pad letterlik. So dit was dit was nie maklik nie, 'n paar stresvolle oomblikke daar gehad, maar toe gelukkig op die einde kon ons regkry. Op die einde en ek weet nie of dit al met jou gebeur het voorheen nie, maar jy en Sebastian Loeb het op daai dag presies op die sekonde dieselfde tyd gehad. Ja, dit was eintlik, mens kan dit nie glo nie, want daar's soveel wat in so 'n dag gebeur. Jy mis die pad, jy ry hier deur 'n bos, jy ry daar dalk deur 'n gat en probeer uitkom en daar's so baie wat aangaan op so 'n dag. Mens kan amper nie, daar's nie genoeg tyd om selfs net 'n klein deeltjie van 'n dag te beskryf hier nie, maar dis eintlik ongelooflik dat mens vir so lank kan jaag en dan presies dieselfde tyd kan ry. Dit het nog nooit met my gebeur nie. Wat lê nou voor vir die res van die seisoen? So vir die res van hierdie seisoen gaan ek nog steeds aangaan met Toyota. Ons gaan van nou af die volgende ronde van die wêreldkampioenskap doen. Dit is in Portugal in September. En dan na daai ene is die laaste ronde in Marokko. So die plan is nou, ek en my navigator Brett, ons is tweede in die wêreldkampioenskap, so reg agter Nasser Al-Attiyah. Ongelukkig het ons die tweede ronde gemis in Abu Dhabi, daar was dit dan nog 'n ander storie. Maar die plan is om nou vir die res van die seisoen aan te gaan en om Portugal te ry en dan om Marokko te ry om te sien of ons bietjie kan opvang. In daai posisie en jy het een hele ronde gemis. Nee ja, ek sê niks. Hoor hierso, jy het nou gepraat oor die feit dat in Suid-Afrika in ons kampioenskap was ons deelnemers daar gewoonlik GPS en daar's waypoints en die tipe van goed. Maar julle ry met julle ander stelsel. Daar's nuances aan julle op die W2RC waar julle nie met 'n roadbook ry, nee. Ja, so om dit te beskryf is bietjie moeilik. So daar's nog steeds waypoints. Hulle noem dit waypoints. Dis hierdie dis nie 'n fisiese punt wat jy kan sien nie. Dis op die GPS-stelsel of op die stelsel wat hulle gebruik. Ja. Dis dit sulke sirkels waardeur jy moet ry. En van hulle is groot, hulle is 300 meter in diameter, van hulle is klein, dit kan so klein soos 20 meter wees. Sure. So jy het 'n boek wat vir jou beskryf 'n klomp prentjies. So ek sê 'n prentjie sal die volgende kilometer verduidelik of jy moet 'n kilometer ry sonder enige prentjie en dan sê dit vir jou okay, nee, jy moet nou regs gaan deur hierdie hek en dan bietjie links om 'n boom en dan oor 500 meter is daar 'n klein rivierspruitjie en dan daarso is 'n waypoint. En dit moet Brett altyd doen terwyl jy besig is om ontstikkend te skit terwyl jy jag.
Ja, nee, hy het gesê daai laaste dag toe weet ons moet nou regtig gaan om Sebastian agter ons te hou en hy sê vir die hele dag het hy omtrent nie een keer opgekyk na die pad nie. So hy is die hele tyd besig om hierdie boek te probeer lees terwyl ek die kar so vinnig jaag wat ek kan. Genade. Luister, 'n mens moet daarom net vir jou vra. Jy het nou tweede in die Dakar geëindig. Ek's jammer ek het dit nou gesê. Want ek weet nie of mense dit goed of sleg is nie. Stoot daai tweede plek jou nou om te soek vir eerste meer as voorheen of is jy net darm gelukkig jy het 'n podium gehad? Nee, dit is maar bietjie teleurstellend om so naby te kom en dit nie te wen op die einde van die dag nie. Maar dit is maar 'n ding met hierdie tipe sport. In die begin was ek was so bly ek het net die geleentheid gehad selfs om my eerste Dakar toe te gaan. Net om daar te kan ry saam met daai ouens was my 'n ongelooflike geleentheid en oor tyd begin mens maar agterkom dalk is dit moontlik om teen hierdie ouens te jaag en te kompeteer en dan begin dit bietjie gebeur event stages en jy raak bietjie vinniger dan begin jy naby kom en die laaste Dakar het dink ek nie net vir my nie maar 'n klomp ander mense het begin dit bewys okay dit is moontlik, dit is fisies moontlik om dit reg te kry. En dan verander jou mindset as ek dit so kan noem, verander dit dan en jy begin dan besluit okay nee nou gaan ons dit regtig laat gebeur. Ons moet hierdie reg kry. Dit is moontlik. Ons het die geleentheid. So dit moet nou maar gebeur en ek dink dis bietjie wat nou aangaan. Jy werk maar so bietjie harder. Jy soek daai laaste bietjie, jy probeer die kar beter kry. Jy werk harder saam met die span. Ek werk harder aan my fiksheid en alles rondom die kar om te probeer daai laaste bietjie uitkry en hopelik die wen te kry eendag. Henk, alle sterkte. Ons hou duim vas. Ek moet vir jou sê, ons almal is groot fans. Toe ek vir my laaitie sê, ek gaan met Henk later gaan gesels. Hy pa sê vir my ek is sy grootste fan. Sê ek ja, daar seker nie. Maar baie dankie vir jou tyd en moeite. Ons wou nog gepraat het oor jou rally daar met Volkswagen. Ons wou nog gepraat het oor die oefenprogramme. Ons gaan weer kuier, dan praat ons daaroor. Dankie vir jou tyd en vasbyt ons almal ondersteun jou. Nee, 100% baie dankie. Ja, dit is dan Henk later gaan. Man, lekker. Van Toyota Gazoo Racing. Ek gaan dit sê, die W2RC kampioen van 2025. Dit kom. Hou vas Nasser. Hy gaan jou omry. Nou ja, as ons terugkom, na die advertensiebreek, as dit tyd vir die nuus en die weer.